In die laaste paar dae of so het ek baie boodskappe gekry van mense wat sê ek is bombasties en ek is aanvallerig as ek leerstellings maak of video's verkondig of wanneer ek beraad of bedien. Soms praat ek hard, in hulle oë skree ek miskien. En ek wil daarvoor om verskoning vra, want dit is my menswees, dis my karakter, dis my DNA, dis die manier hoe God my geskaap het. Ek is emosioneel en baie passievol as dit kom by die werk van die Here en ek het al met baie groot geestelike aanvalle gewerk, demoniese bevrydings en glo my, as daai goed voor jou manifesteer, dan gaan jy definitief nie vir 'n boks blomme en chocolates gee en 'n rooi tapuit uitrol vir Satan welkom heet nie. Dan tree jy ferm op met gesag, autoriteit en 'n mens is passievol in dit wat jy doen. Dis my karakter, dit is die mense wat ek is en dis hoekom ek sommer by voorbaat vandag uit my eie uit vir verskoning vra as dit die boodskap is wat uitgestraal word, hoe dit vir jou lyk wat aan die ander kant sit. Maar dis my menswees, dis hoe God my gemaak het. Ek is absoluut passievol en emosioneel as dit kom by die werk van die Here, omdat ek besef hoe belangrik dit is. God het my die gesag en autoriteit gegee om in sy naam te spreek en op te tree. Hy het my geroep en bemagtig. Vir my 'n massiewe groot voorreg en 'n eer, maar ek besef ook die belangrikheid en die erns van hierdie tipe verantwoordelikheid. En kom ek vertel vandag vir julle iets. Jy sal nooit almal in jou lewe gelukkig kan maak en nie eers Jesus Christus kon dit reg kry nie. En ek wil net vandag vir julle sê dat my hart is opreg en ek doen dit met die beste belange wat ek moontlik kan om 'n goeie boodskap, 'n sterk boodskap uit te dra. En dis hoekom ek in baie van my leerstellings ook sê, weet jy wat, as daar dinge is wat ek sê, of die manier hoe ek dit sê, of dinge wat ek oordra en jy hou nie daarvan nie, is my woord, my boodskap nog altyd aan jou. Eet die vis en spoeg die graat uit. En ek weet op die einde van die dag, weet jy wat is die geheim van dit wat jy ontvang aan die ander kant? As jy 'n video of 'n skrywe of 'n leerstelling van my ontvang, as jy iets van my ontvang, kan jy klaar weet, ek het 100% toestemming van die Here af, om daai boodskap uit te stuur en perfek is nie een van ons nie. Die woord sê daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar op die einde van die dag moet jy na die boodskap kan luister, jy moet die vis kan eet en die graat kan uitspoeg, jy moet kan hoor wat na jou kant toe kom, al praat ek partykeer 'n bietjie hard, miskien is ek bombasties, miskien is ek ongeskik, miskien is ek aanvallerig, miskien net pleinweg skree ek in jou ore en jy wil meer met watte toegedraai word. Ongelukkig is dit my karaktereienskappe, dis hoe God my geskaap het en met alle respek, ek gaan nie my persoonlikheid, my karakter verander om by mense aan te pas nie. Dis die laaste ding wat ek doen. My werk is om te praat of mense luister of nie. En dit is wat God van my verwag. As ek nie praat nie, dan's jou bloed op my hande. So daar gaan tye wees, mense hou nie daarvan as ek hulle op hulle vingers tik of wat ek hard spreek in kanale in wat hulle ongemaklik word en ja, dan jy weet as jy, dis soos 'n slang, as jy op sy ster trap, as staan in die meer in die lug, op hoe harder jy trap, hoe meer staan in die lug en wil hy homself verdedig. Maar op die einde van die dag moet jy met wysheid kan praat en optree. Jy moet kan onderskei, jy moet in gees kan onderskei, jy moet kan sien wat na jou kant toe kom en die belangrikste van alles, jy moet kan luister, jy moet daai woord, daai boodskap kan vat en gaan kyk wat die Here deur my gespreek. Nie almal van ons is perfek nie, maar dis wie ek is, dis my karaktereienskappe en gelukkig wat lekker is in die moderne wêreld van vandag, as jy nie hou van wat jy hoor of wat jy sien nie, verstaan my punt, is dit alles met 'n druk van 'n knoppie, kan jy aanbeweeg. In die tye toe Jesus Christus op aarde gestap het, as mense nie weet, die egte suiwer woord wil ontvang het nie, het hulle voete op mense afgestof. Vandag word alles makliker gemaak met 'n druk van 'n knoppie. Dis is hoe die Here dit op my hart, as ek is baie passievol en
Dit is vir my absolute erevoorreg om hierdie woord te bring, en ek gaan nie speel nie, dat ek vir jou sê, kyk bietjie rondom jou, hoe gaan dit in hierdie wêreld van vandag, kyk al hierdie moorde, kyk al hierdie verkrachtings, kyk hoe word kinders gemolesteer en betas en gemolesteer en gutters in weggegooi, kyk hoe word die aborsies gedoen in hierdie land, kyk al die egskeidings, kyk hoe word huisgesinne, families, ouers en kinders uit mekaar uitgeruk en verwoes. Hoor wat ek vandag vir jou sê, kyk al die diefstal, die korrupsie, kyk hoe val die hele wêreld uit mekaar, en weet jy wat wil ek vir jou sê, hard en duidelik, jy kan vir jouself sien met jou eie oë, Satan is nie hier om te speel nie, hy is nie daar om jou met bosblomme en chocolates te kom bederf en vir jou rooi tapuit uit te rol, omdat jy die Here dien nie, hy is uit om te vernietig, hy wil verwoes. Ek kan vandag vir jou sê, as jy al die bloedvergieting sien, as jy sien hoe word daar trane gerol by grafte wat mense geliefdes verloor, dan begin jy besef en weet, dat die wêreld waarin ons lewe is 'n goddelose, bose, siek, perverse wêreld, en daar's geen omgee van Satan se kante, hy is nie daar om jou jammer te kry, en hy is hier om te verwoes. En dis hoekom ek so passievol is, wat ek weet met wie ek beklei, ek weet wie my direkte vyand is. So daar gaan tye wees wat ek hard praat, daar gaan tye wees wat ek bietjie meer emosie, of meer vette vleis aan die been sit, as wat jy miskien van my verwag, maar ek is nie daar om jou toe te draai met doeke, en met wat in nie. As jy daai boodskap klaar geluister het, sal jy 100% weet wat God deur my gespreek het, of jy hou daarvan of nie. Op die einde van die dag is dit die boodskap wat saak maak, en ja, dis is maar die mens wat ek is, nie eers Jesus Christus kon almal gelukkig maak nie. So ek het vrede in my hart dat ek ook nie almal in my lewe gelukkig sal maak nie, maar ek sal nie my persoonlikheid verander om by mense aan te pas nie. Dis die laaste ding wat ek ooit sal doen. Ek wil oor nog 'n ding gesels. Daar's baie mense wat ander mense beskuldig, hulle verafgod my, of hulle, jy weet wat, hulle hardloop agter mense aan en daai tipe ding. Kom ek vertel jou iets. As jy soos 'n dwaas wil praat, moet jy soos 'n dwaas die antwoord ook kan ontvang. Ek is byvoorbeeld baie lief vir hom, Angus Bach, en ek geniet sy preke, en ek ondersteun hom, ek bid vir hom, maar ek verafgod hom nie, maar ek kan God se krag en leiding deur die Heilige Gees deur sy woord sien spreek, en ek weet hy's 'n groot gesalfde kind van die Here, wat baie naby aan die Here lewe, en sy lewenswyse is 'n bewys daarvan. Maar ek verafgod nie om Angus Bach nie, verstaan my punt baie mooi, ek is baie lief vir hom, ek bid vir hom, maar hy is 'n voertuig, hy is 'n instrument waardeur die Here sy werk doen, en so geld dit vir my ook, as mense hou van wat ek spreek, as ek die Bybel vir hulle mooi oopbreek, en hulle geniet my preek, en hulle leer daaruit, en op die einde van die dag, omdat hulle na my preke luister en doen wat ek vir hulle, die leiding wat ek vir hulle gee, op die einde van die maak het nie dat hulle my verafgod, en ek is nie 'n God nie, dit gaan nie oor my nie, die woord sê, as jy wil eers staan in die koninkryk van God, moet jy soos Jesus Christus bereid wees om nederig, sagmoedig, bereid om voete te was, op jou knie, voete te was, nederig te wees, en ek wil vandag vir sê, dis waar ek is, dit gaan nie oor wie ek is, dit gaan oor wie deur my spreek, en die woord wat ek bring, en dat ek vir jou sê, daai jaloesie of afgunstigheid, en selfs daai skindergees wat agter 'n mens se rug gepraat word, en 'n mens beledig word, en beskinder word, en daai is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Eksodus 23:1, Levitikus 19:16 sê die Here baie hard en duidelik, ons mag nie skinder nie. Wanneer skinder jy van 'n persoon, as jy agter sy rug praat, en hy is nie daar om homself te verdedig nie. So enige gees van jaloesie of afgunstigheid is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Dit is die eie ek, en dan moet jy baie waaksame wakker wees, wat die woord sê, jy moet minder word, en God moet meer word deur jou. Galasiërs 5 vers 13 tot 26, die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie. So ja, as jy jouself verloon het, moet jy moet jy in die voetspore kan stap van Jesus Christus, en moet jy ook die vrug van die Heilige Gees kan uitleef, en besef, dit gaan nie oor koert nie, dit gaan nie oor om Angus Bach, dit gaan oor die een liggaam van Christus, en die Bybel is baie hard en duidelik, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, veral vers 26, as een lei ons almal saam, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan, en
As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy in elk geval nie vir Jesus Christus volg en as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. So dit is hard en duidelik dat as jy soos 'n dwaas wil praat, moet jy nie kwaad raak as jy soos 'n dwaas geantwoord word. Jy verstaan jy, as jy dwaas is en jou moontlik noordloop en eintlik wil God jou oë sê, maar jy maak die lewe vir jouself moeilik. En dis hoe ek sê, daai afgunstigheid, daai jaloesie, self die skinder wat jy agter 'n mens praat, daai is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. En my raad vandag aan jou is dat jy sal moet tekenbord toe gaan, self ondersoek doen en gaan kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. En ons is altyd oop vir tigte, regwysing en vermaaning. As ons dinge sê wat volgens jou vals is en van die boos af is en ons is demonies beset en ek weet nie wat in ons is mense ons almal beskuldig nie, kom sit die bewyse dan op die tafel, is soos 'n groot mens en kyk 'n mens in die oë en breek jou Bybel oop, kom wys vir ons waar is ons boos en goddeloos, wat ek vandag vir jou sê, die Heilige Gees, elke tree van my lewe loop die Here saam met my en jy sal nie 'n boodskap van my ontvang, 'n video, 'n brief, 'n leerstelling, jy sal niks van my ontvang as God se seën nie daaroor is nie, selfs wanneer ek beraad en bedien en selfs tigte, regwysing en vermaaning uitspreek, miskien hard, miskien op die man af, miskien ongeskik, miskien bombasties, en ek weet nie wat te goed mense my beskuldig nie, maar weet jy wat, as jy al daai goeie miskyk en jy gaan eet die vis en jy spoeg die graat uit, sal die boodskap hard en duidelik op jou hart lê, en jy sal besef en weet, dis die Heilige Gees wat deur my gespreek het, en wat jou vermaan en waarsku, sodat jy weet wat die pad vorentoe is, of ons paaie weer kruis, of ons nie paaie kruis nie, op die einde van die dag het ek my werk gedoen, ek kan voor God staan, en jou bloed is van my hande af, dis my werk, dit is waaroor my lewe gaan. Nou wil ek oor nog iets praat wat baie sterk op my hart lê, en dit is daar waar die woord sê, waar die sout laf word. Nou, ons is die lig vir die wêreld, ons is soos 'n stad wat op 'n berg geleë is, ons is die sout van die aarde, sout irriteer, sout brand. Nou die woord spreek in Matteus 5 vers 13, praat die woord die volgende, luister baie mooi, julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. En baie sterk wat die Here op my hart kom lê, as jy 'n kind van God is, en jy's die een wat veronderstel is om die voorbeeld te stel en jou lig te laat skyn, en mense na die koninkryk van God toe te trek, moet jy altyd die voorbeeld stel. Verstaan my punt, jy kan nie vir almal vertel, jy is op pad hemel toe, jy is 'n groot kind van God, en weet jy wat, as hulle saam met jou in jou kar klim, dan ry jy 180, 200, 250, dan het jy geen respek vir jou regering, vir die gesag wat bo jou gestel is, of vir God nie, want die woord sê gee die keiser wat hom toekom, verstaan jy, en Romeine 13 vers 1 en vers 2 en vers 7, ons moet ons regering respekteer, ons mag nie die gesag wat bo ons gestel het met minag te behandel nie, verstaan jy moet respek hê vir die gesag wat bo jou gestel is, en dan outomaties, daar waar jy 'n voorbeeld vir ander mense, jy sê vir almal, jy's 'n Christen, kind van die Here, jy's op pad hemel toe, maar jy slaap rond met hoeveel vrouens hier buitekant, verstaan jy, of jy steel, of jy verdrink jouself aan drank, wat jy in dronkenskap daar lê. Verstaan jy, dit is waar die sout laf geword het in jou lewe, wat jy miskien terugval, wat jy partykeer gly en val, en kom ons verstaan mekaar vandag mooi, enige een van ons kan foute maak, ons is nie perfek nie, die woord sê, daar is dit een wat goed is, en dis die Vader wat in die hemel is, ons gly, ons val, het ek vir jou sê, daar waar die Here jou toelaat om 'n glasie wyn of 2 te drink by 'n geleentheid waar jy gaan uit eet, of waar jy 'n braai hou, en daar waar jy miskien nou 1 of 2 biere of 2 glase wyn meer drink as wat God vir jou toestemming, dan begin die sout laf word in jou, verstaan jy, dan begin mense na jou kyk, en jy gee vir hulle ammunisie, jy gee vir hulle stok in die hand, om jou te begin slaan en jou te verneder. Dis hoe die lewe werk hier buite. Jy sien baie mense soos vlee wat in 'n boom sit en hulle wag vir 'n hond om te ontlas. Hulle soek enige rede. Jy kan 250 miljoen goeie dinge in jou lewe doen en mense bystaan en help, maar hulle sal altyd net wag vir daai een ding om jou met 'n stok te slaan en jou te verneder en te beskinder en jou soos 'n hond te behandel. Dit gebeur baie kere, meestal onder families, want hulle is daar om jou uit te kry, om jou af te breek. En dis hoekom Jesus van die begin af gesê het, dat 'n profeet word nie onder sy eie mense, onder sy eie familiekring, waar hy groot geword het, erken nie. Dis absoluut die waarheid. So,
Jy weet wat, jy meng jouself met mense wat jou bou, wat jou dra, wat jou ondersteun, wat vir jou lief is, wat vir jou bid, wat vir jou vas, en wat net pleinweg daar is, omdat hulle vir jou lief is, en verstaan die werk wat jy doen, wat jou ondersteun, en jou bemoedig, en dankbaar is vir jou teenwoordigheid in hulle lewe. Dis verskriklik belangrik, maar ons moet besef en weet, dat jy sal nooit 'n mens wen vir die koninkryk van God, terwyl jy deel van die probleem is nie. Verstaan my punt mooi, God verwag van ons, om altyd die voorbeeld te stel, en daar waar jy gly en val, miskien in jou agterskerms in die donker kamers, dis daar waar jy so bietjie pornografie kyk, waar jy jouself bevredig, of waar jy agter die skerms te veel drink, of dwelms gebruik, of verstaan my punt, daar waar jy oneerlik is, met besigheid, verstaan my punt, dan die sout in jou laf geword, en ek sê altyd, jy moet voor mense kan wees as jy agter hulle is, en ja, soos ons ook, ons het ons persoonlike lewens ook, en dan het ons ook die bedienings, en daar sekere mense wat in my nabye kringe sal weet, wat saam met my rond beweeg, in my persoonlike lewe ook, en dan is daar die bedieningsmense, verstaan jy nou, al daai twee mense sal ek altyd anders te hanteer, omdat ek 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk is, maar daar waar ek tussen my kinders en naaste mense is, wat regtig in my kringe beweeg, sal ek meer vryheid geniet, verstaan jy, en dit is hoekom ek vandag sê, ou moet altyd sorg, dat die sout in jou nie laf word nie, want dan begin jou direkte verteenwoordigheid van God se koninkryk, dan begin jy die Here se naam in oneer bring, en jy gee vir mense ammunisie en 'n stok in die hand om jou te slaan en af te kraak en te beskinder. Ongelukkig, dis hoe die lewe werk. Ek het dit al soveel geleer in hierdie 12, 13 jaar in die bedieningsveld wat ek beweeg. Jy sal dit altyd kry. Daar's altyd iemand wat iets oor jou lewe sal spoeg en sal kots oor alles. Jy sal dit altyd kry. Dit is ongelukkig daar. Baie mense is Christene tot daar waar die tekkie die teer tref. Dit begin nie, hoe kan ek sê, dit begin nie die realiteit of die waardigheid uit sy of haar lewe uitspoel. Dit is die karaktereienskappe kom daar uit. En dis hoekom baie mense is soos vlee, hulle sit hier so of hulle kom kyk het wat in jou lewe aangaan, sodat hulle agter jou rug kan skinder en 'n mens sleg maak en beledig. Ongelukkig is dit daar en jy sal dit altyd kry, maar jy het 'n keuse hoe jy met daai mense pad verder vorentoe stap. Verstaan jy, dit is die realiteit. Jy moet op die einde van die dag met wysheid kan optree en met onderskeiding van gees die nodige stappe doen om te sorg dat jy jouself nie in daai perdebeinnes jou kop daarin sit, dat jy bly gesteek word en afgekraak word en beledig word nie. Dan wil ek net vandag oor nog iets baie belangrik gesels. Beproewings en verdrukking raak ons almal. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê, as jy in hierdie diepere geestelike kanale inbeweeg, dra jy 'n kruis vir die Here Jesus Christus, en die Bybel is baie hard en duidelik in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, jy sal soos goud gelouter, jy sal deur beproewings en verdrukking gaan, maar wie eintlik vol is sal reg wees as Jesus Christus kom, en verstaan jy, as jy roem, moet jy in die Here roem, die een wat die beproewing weerstaan, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Jy gaan deur beproewings en verdrukking gaan, en uitdagings sal daar wees. Verstaan jy, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie, en baie van ons, veral die wat die hoogste boom is, wat die meeste wind vang, jy gaan meer pak saak kry, want jy het meer verantwoordelikheid, jy het 'n swaarder kruis wat jy dra, veral as jy in die bediening staan, wat Satan jou as 'n bedreiging sien, want jy krap in sy slaai, vir hom is jy 'n doring in die vlees, en jy, verstaan jy, vir hom is jy 'n struikelblok, en jy pla vir hom, en hy sien jou as 'n bedreiging, wat God doen wonderlike werk deur jou, of jy 'n evangelis, 'n profeet of 'n apostel is, of 'n skrifgeleerde, waarvoor God jou leraar, waar hy jou ook al gebruik, vir Satan is jy 'n bedreiging, en hy sal kom vir jou, en hy sal vir jou aanval in jou gesondheid, hy gaan vir jou aanval finansiëel, hy gaan jou aanval, heel moontlik in jou seksualiteit, in jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, met jou ouers, hy gaan vir jou aanval by jou werk, hy gaan vir jou aanval by jou besigheid, by jou grondgebied, jou huis, jou diere, jou perseel, hy gaan jou aanval met jou familie. Ek weet waarvan ek praat, na 12, 13 jaar, glo my, deur baie val en opstaan word jy sterker, jy groei daaruit, en dit wat jy verniet ontvang het, moet jy verniet kan uitdeel. Jy moet daai kennis, daai wysheid met jou medebroers en susters kan deel.
En dit wat, veral as dit by familie kom, ek wil vandag vir jou sê, in die laaste tyd sien ek verskriklike aanvalle wat geloot word op families, ouers en kinders, of broers en susters, of ouers, skoonouers, skoonfamilies, daar verwoede aanvalle wat geloot word op die families, op die huisgesinne, dit wat vir ons mense naby in die hart is, wat ons naby in ons harte dra, maar ons mense word nie geleer om hierdie dinge te hanteer nie, en hoe om dit teen te staan nie, en hoe om die geestelike aspek rondom alles te identifiseer nie. Die Here gee weer vir my 3 skrifte om met julle te deel. Ons sien die aanslagte op families, en ouers, en skoonouers, en broers en susters, en kinders met hulle ouers, en ouers met hulle kinders. Ons sien daai absolute verwoede aanvalle op die huisgesin, wat vir God die belangrikste is. Hoor wat sê die Here hierso, Matteus 10, vers 34 tot 36. Moenie dink dat ek, dis Jesus wat hier praat, gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring, luister mooi, tussen 'n man en sy vader, tussen 'n pa en 'n seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter. 'n Man se huismense sal sy vyande wees. Luister mooi, ek gaan nou dit verduidelik. Nog 'n skrif wat die Here gee, Lukas 12, 51 tot 53. Dink julle dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring? Dis Jesus wat hier praat. Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees. 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees. Vader teen seun en seun teen vader. Moeder teen dogter, dogter teen moeder. Skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Matteus 13, vers 53 tot 58, maar ek gaan fokus op daai een skrifie, vers 57. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring. Alrede hoekom die Here al 3 hierdie skrifte vandag vir my gee, om vir jou te leer wat aan die ander kant is, om punt nommer 1, alles in gees te evalueer en nie in vlees nie. As daar kontak tussen families en skoonfamilies en ouers, broers en susters, maas, en as daar kontak kom, wil die Here hê, moenie fokus op die vlees nie, jy moet fokus op die gees. Maar dit is wat Jesus Christus vir ons kom leer, dat Satan jou deur enige persoon kan aanval, of dit deur jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou oom, jou tannie, jou skoonouers, jou skoonsister, jou swaar. Satan kan jou deur enige mens aanval, en jy moet met wysheid kan optree, jy moet kan onderskeiding van gees toepas, jy moet kan die vyand sien vir wie en wat hy is. Want in baie gevalle is dit nie noodwendig dat nou is daar 'n demoon in die persoon, in hierdie ouer of in hierdie kindervyand, nou is daar 'n demoon of daar's geestelike deure in daai persoon se lewe oop, of dit nou deur homself of sy bloedlyne kom. Dit kan ook natuurlik daar wees, dit kan een van die grootste redes wees, ja, maar in baie gevalle word dit ook opgeëis bo die troonkamer deur Satan, om verdeeldheid te saai, om skeiding en twis en verdeeldheid te saai in die huisgesin, in die huwelik, in die familie. En jy moet baie waaksaam en wakker, dis hier waar die tekkie die teer trek, dis hier waar jy vleis eet in jou geloof, en die melk drink jy, verstaan jy, dit is waar melk en vleis geskei word in die geloof. En kom ek vertel julle vandag iets, dis nie altyd maklik nie, jy sal gehaat word, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, dat ek vir jou sê, selfs Jesus Christus se broers was half jaloers op hom en arrogant op hom gewees. Baie van hulle het self nie eers in hom geglo nie. Dit kan julle maar lees daar in Johannes 7 vers 1 tot vers 9. Baie belangrik. So ja, wat ek geleer het in my 12, 13 jaar is dat ek het in my lewe baie families probeer bystaan en help en ondersteun en met wysheid en raad bedien. En alles het in my gesig ontplof. So ja, my persoonlike ondervinding wat die Christen geloof aanbetref, al die diepere geestelike aspekte is kort en kragtig. Bly weg van familie af en bly weg van vriende en vriendinne waar jy groot geword het, mense in jou familiekring waar jy groot geword. Daai mense gaan jou nie verstaan nie, daai mense het jou gesien soos jy is en Satan sal vir jou deur hulle roer en aanval, want hulle gaan jou nie verstaan nie, omdat baie van hulle geestelik blind en doof is, baie van hulle geestelik dood is en daar waar jy in die lig lewe en hulle is in die duisternis, gaan Satan daai kanale gebruik om jou af te breek, jou te stop en jou
hoe kan ek sê, jou ewige saligheid te gaan probeer steel. En my raad altyd, veral as jy opgeroep is vir 'n bediening, wat jy apostel of 'n profeet of 'n evangelis, of waarvoor God jou ook al opgeroep is, jy moet baie waaksaam en wakker wees as dit kom by families en vriende en vriendinne en mense waar jy opgeroep, want ek kan vir jou sê, Satan is baie slinks en baie agterbags. Vir my kennis, my wysheid, jy stap in, jy doen jou ding, jy draai om en jy loop, en jy vermy later daai konfrontasie. Dis hoekom ek net beweeg as die Here vir my opdrag gee, en dis hoekom ek my leerstellings uitstuur, briewe skryf en video's en leerstellings maak, net as die Here vir my opdrag gee en sy seën daaroor is, want ek weet hoe kan Satan jou deur jou grootste geliefdes aanval en hoe hy kom om twise verdeeldheid te saai, nie noodwendig omdat hulle demonies beset is nie, maar omdat hulle nie op jou geestelike vlakke is. Baie van hulle dien God met die mond, maar hulle harte is baie ver van die Here af. Baie van hulle het nooit bevrydings ontvang nie. Baie van hulle is daar geestelike deure oop in hulle lewe van sondes, of dit nou deur hulle self of hulle bloedlyne kom. Daar's altyd 'n doel en 'n rede vir alles, en hierdie tipe goed word nie vir ons in die kerke geleer nie. En dis hoekom daar so 'n verwoede aanval en aanslag op die families, die huisgesinne is, definitief. Dit is wat ek ervare beleef. Ek wil dit vandag vir julle almal sê, dat ek het ook beproewings. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Daar waar jy miskien sit by die huis en jy gaan deur moeilike uitdagings, beproewings en verdrukking, miskien in jou gesondheid of seksueel of finansiëel of jou verhouding met jou kinders en kleinkinders of wat ook al. Ek wil vandag vir jou sê, ek gaan ook deur beproewings en verdrukking, en ek wil graag vandag vir julle voorbeelde gee van wat ek net in die laaste maand, wat ek en wat ons as huisgesin deurgegaan het, wat beproewings en verdrukking aanbetref, sodat jy besef en weet, dis nie dat ons hier lewe en op water stap en die rose en die blomme en die chocolate van die lewe eet nie. Ons gaan deur massiewe groot aanvalle. Ek sê altyd vir mense, daar gaan meer agter die skerms aan as wat daar voor in die bediening aangaan. Baie mense besef en weet nie wat die kruise wat ons dra vir hierdie werk wat ons doen. Daar's verwoede aanvalle wat op ons geloos word, en ek wil so 'n bietjie deel, sodat julle kan hoor wat die laaste maand alleen, waardeur ek en my vrou, ons huisgesin deurgegaan het in die laaste maand. Ons was vir 12 dae, vroeg in April, ek dink hier by die 2de, 3de was ons vir 12 dae sonder krag. Dit was baie ontwrigting. Jy kan jouself indink, 12 dae wat jy geen krag, geen warm water het nie, en ons het, hoe kan ek sê, dit het maar moeilik gegaan, maar ons deur die ondersteuning van familielede en ook 'n gasstoof hier en daai tipe ding, het jy dit vir jouself makliker gemaak. En ons het die finansies, ons het die geld gehad om generators te koop en alles, maar die Here het my nie toegelaat om dit te doen nie. En dit het my net weer eens teruggebring op my knieë, om op die vlakke te kan beweeg waar die armste van ons mensdom in Suid-Afrika lewe, mense wat in plakkerskampe is, wat nie weet of hulle môre of vandag kos het of klere het om aan te, wat in blikhokke bly, wat nie eers behoorlik kos en klere het nie. En dan begin die Here my nederig en sagmoedig maak en begin hy my leer om die gevoel te hê wat hulle ook het. So ja, ek was vir 12 dae was ons sonder krag. Vroeg in April maand was ons 12 dae sonder krag. En dan my vrou byvoorbeeld word baie na gesondheid op die oomblik aangeval. Eintlik het dit al half begin hier van Desember maand af, maar op die oomblik is haar gesondheid van so 'n aard wat sy haar linkerskouer nie eers behoorlik haar arm kan optel nie. En dat ek vandag vir jou sê, dis verwoestende aanvalle wat op haar geloot word, daai pyn, daai seer, daai ongemak, wat sy haarself weer behoorlik kan aantrek nie. En ons het gebid daaroor, ons het dit na die Here toe gebring, en die Here sê, staan vas. Jy sien, ons is seker vir 2-3 maande, elke maand deur R2000 se medikasie met pille en pleisters en plakkers en salf. Daai goed het absoluut niks gehelp nie. En dokters en spesialiste en pille kan jou laat beter voel, maar daar's net een wat jou genees. En daar waar die Here sê, dis jou kruis, jy moet hom dra, dan dra ons mekaar, tel ons mekaar se arms op en ons loop saam deur hierdie ding, en of dit nog 'n week, 'n maand, 'n dag, 'n jaar, hoe lank sy ook al so, die Here sal vir haar die deurbraak en oorwinning gee, soeter as heuning. Jy sien, ons staan op die beloftes van die woord, 1 Petrus 2:24, dat deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, geestelik, vleeslik en verstandelik. Jesus het
net nie 'n halwe job op daai kruis gaan doen nie. Hy het sy alles gegee. Dit waarop ons staan, in oorwinning, wat ons die Here vertrou. Ek weet die Here het die mag om een woord te spreek, of net sy vinger op my vrou te sit en sy's binne sekondes genees. Ek het dit deur my eie oë soveel keer in my lewe ervaar en beleef. En dis waar ons is. Ons is uit die boot uit, ons is op water en ons loof en prys ons God in goeie en slegte tye. Maar ek sê dit, ek bring dit onder julle aandag dat julle kan agterkom. Dis die maan skyn en rose in my lewe nie. Ek deel so 'n bietjie hierdie maand sodat julle net kan sien dat ons deur hierdie maand gaan, sodat jy daar waar jy op sak en as sit, wat jy dink jou lewe val uitmekaar het en niemand het simpatie daarmee, sodat jy ook kan besef, maar almal van ons het 'n kruis om te dra. Almal van ons, dit hang af hoe diep jy in die gees is, en die hoogste bome vang die meeste wind. Dis ons wat deur hierdie uitdaging gaan, en dis hoekom die Here my toelaat om dit vandag met julle te deel. Net so voor Paasnaweek word my selfoon gesteel. Ons was by 'n winkelsentrum. Kom ek vertel julle iets, ek het dit nie eens gesien kom nie, ek het dit nie gevoel nie, die sentrum was half leeg, en dat ek vir jou sê, ek is ore aangesit, game set a match, ore aangesit. Maar weet jy wat, ek het by die huis gekom, gebid daaroor, op my knieë gesak, die Here het vir my gewys, dis toegestaan en toegelaat, en ek wil maar net vandag vir julle sê, dat om 'n Christenkind van God te wees, beteken nie altyd, jy sal al hierdie beproewende verdrukking en aanvalle vryspring. Vir Satan het 'n doel daarmee ook. En slegte goed gebeur soms met goeie mense ook. En hier het op my pad gekom, dadelik het die Here gesê, staan en wag, waak en bid, ek is in beheer. Jy sal beter hier uitstap as dit wat jou getref het, oor jou pad gekom het. En God het groot deure oopgemaak. Daar was 2 mense wat geweet het van die uitdagings wat ek het, wat die telefoon, my persoonlike foon aanbetref. 2 het aangebied om my by te staan en te help, maar in beide gevalle het die Here vir my gewys, dis die harte van daai mense, hulle sal hulle laaste gee vir die koninkryk van God, maar dit is nie die deur wat hy vir my oopmaak nie. En ja, hierdie Saterdag wat verby is, net na Paasnaweek, het die Here op die Saterdag vir my 'n massiewe groot deur oopgemaak, en het hy vir my 'n splinter nuwe telefoon gekoop, al my goed in plek gekry, en hy word daar deur verheerlik. Maar verstaan my punt, dit was juis gedoen en toegestaan omdat Satan my wil ontwrig en ontseën nie het. My hart kom onkrap het, my gees, my siel kom onkrap het hier voor Paasnaweek, en hy het absoluut sy vinger verbrand, want die leerstellings het sy loop geloop, en God is verheerlik deur elke boodskap wat uitgestuur is God daardeur verheerlik, en dis al wat saak maak. Toe was daar ook maar familie-uitdagings en twis en skering wat plaasgevind het in die families ook. So as jy vandag na my luister en jy sit ook met uitdagings met families wat julle bietjie koppe gestamp het, kinders teenoor ouers of ouers en kinders of skoonfamilies of broers en susters of wat ook al, wil ek vandag vir jou sê, dit is normaal. En daar's 'n doel en 'n rede daarmee, en jy weet, in my geval, daar's goeie wat die Here partykeer op my hart druk om juist te praat, sodat daai boodskap by jou kan uitkom. Al praat ek nie soos jy dit wil hê nie, al praat ek nie sag nie, al praat ek hard, al praat ek aanvallerig, al is ek bombasties, of wat ek ook al spreek, want perfek is niks en niemand, maar op die einde van die dag, moet jy die vis kan eet en die graat uitspoeg en luister na die boodskap wat na jou kant toe gekom het. En op die einde van die dag is dit altyd lekker as daar twose verdeeldheid in die families kom nie, maar op die einde van die dag, iemand moet hierdie job doen. Verstaan jy, as ons almal net jol en kuier en party hou, suip en vis vang en al die lekker dinge doen, wie gaan hierdie job doen? En daar's partykeer tye wat jy jouself onpopulêr maak, wat jy dinge sê wat mense nie wil hoor nie, en daar waar jy op die vingertjies tik, of daar waar jy op die tone trap, mense hou nie daarvan nie, en ongelukkig, veral as dit nog by families kom, bring dit soveel onaangenaamheid na die tafel toe. Maar ja, daar was familietwis en ook maar bietjie skering daar tussen ons almal ook gewees, so ek wil jou maar net wys wat tussen die families gebeur, wat in my lewe die laaste maand gebeur het. Hou vra nie altyd daarvoor nie, jy sien dit partykeer nie eers kom nie, dit kom net soos, ek weet nie, dit kom net so op jou af, partykeer verwag jy dit nie eers nie, maar dis 'n onsmaaklikheid, maar jy weet, as jy nie praat, is mense se bloed op jou hande, en om 'n blinde oog te hou, en jouself doof te hou, is ook nie altyd die antwoord nie. So, op die einde van die dag, God gebruik my kragtig op baie gebiede, en partykeer is daar tye wat hy op my hart druk, om op 'n spesifieke tydstip iets te sê, en natuurlik bring dit ongemak. Op die einde van die dag het jy nodig om dit te ontvang, wie jy ook al is, wat dit moes ontvang het.
So ja nee, en dan nou die dag, my vrou bietjie verjaar en haar bietjie bederf en toe gaan ons, ek sê vir haar, ek was nog nooit in my lewe, was een van ons twee by Monte Casino nie, en ek sê vir haar, kom ons gaan vir 'n uitstappie daar, ons gaan kyk bietjie hoe lyk dit daar, as dit mooi plek is, dan eet ons sommer daar ietsie, of ons eet 'n roomhuis, of wat ook al, en ons ry daarna toe, ek kom nooit by daai plekke nie, ek was nog nooit daar nie, maar ons kom daar aan, in 'n pragtige plek natuurlik, verskriklik baie restaurante en alles wat mooi is, en ons het 'n lekker roomhuis geëet, en lekker gesels en daar rondgestap, dis ongelooflik hoeveel restaurante daar is, en hoe dit gedoen is eintlik verskriklik mooi, maar toe ons nou klaar is, terugstap kar toe kom ek agter, maar my kar wil nie oopsluit met die sleutel nie, met die remote, as ek die remote druk, dan wil die kar nie oopsluit nie, en toe moes ek die kar met my sleutel fisies oopsluit, en toe ek begin ry, toe sien ek maar die liggies van my deure gaan nie af, jy weet wat wys vir my die deur is oop, en ek stop die kar, klim, loop om die kar, elke deur is mooi toe, my boots, soos hulle sê, of my agterbak, of hoe jy dit ook al, is ook mooi toe, maar die liggie bly aan, en ek klim in die kar, ek sit die kar af, en ek start hom weer, daar is die liggie ten minste af, maar van daar af, kon ek glad nie my kar meer sluit met die remote van die kar nie, en outomaties het hulle, wat daar gebeur het, hulle het 'n signal jammer gebruik, in die parkeerarea, as jy dan uitbeweeg en jy gaan loop daar binne rond, dan gebruik hulle die signal jammer, om natuurlik in jou kar in te breek, en of in te lok, of om oop te sluit met jou remote se signals, en dan steel hulle nou jou laptops, of hulle steel telefone, of beursies, of geld, of wat jy ook al kosbare besittings binne die voertuig steel hulle uit, of hulle kan net pleinweg jou kar vat, want daarso betaal jy R20 om in te gaan, maar as jy uitgaan, hoef jy nie eers 'n kaartjie in te druk, jy waai net met jou hand voor 'n sensor, en daar gaan die hekke oop, en daar gaan jy, so, ek dank die Here, dat hy ons bewaar en beskerm het, ons voertuig, en hy verstaan my punt baie mooi, daar sekere goed wat soms toegestaan en toegelaat word, ons vra nie altyd daarvoor nie, maar dis toegestaan en toegelaat om ons ook weer eens te ontwrig en te onseën, en ek wil sê vandag vir julle, in my lewe, het God ons al baie beskerm, ek bid elke dag die bloed van Jesus oor my kar, ek vra vir engele van die Here, maar dit beteken nie, God moet nou spring en hy, dit noodlot sal ons nie tref, die slegte goed gebeur soms met goeie mense, maar ek kan vandag vir sê, daar was baie tye wat ons al die bloed van Jesus oor ons huise gepleit het, en die engele van God gevra, en dan het hulle kom probeer om in te breek in my huis, en daar waar ek die volgende oggend sit en 'n koffie drink, en 'n beskuitjie, dan sien ek daar in die hoek, ons het nogal daai perseel op daai stadium gehuur, is al die elektriese drade, alles opgelig op die hoek van die erf, en ek vra vir die Here, terwyl ek daar koffie drink, sê, Here, wat het daar gebeur? Die Here wys vir my koert, hulle wil ingebreek het, hulle sal nie daar inkom nie, want ek bewaar en beskerm jou, en so het ek het ook gesien, wat hulle by dieselfde huis, 'n maand of 2 later, weer probeer inbreek het, en terwyl ek op die bed gelê het, en rustig gewees het, die Here op my hart gedruk, om voor te gaan kyk in die erf, toe probeer hulle met 'n piksteel, probeer hulle die hek optel, en ek het die skuifdeur net oopgemaak, en gevra, wat maak julle? En hulle het hulle mors doodgeskrik, en daar weggejaag, en daar die Here my ook gewys, hoe bewaar en beskerm hy jou, en hoeveel sê, daar gaan baie tye wees wat jy bid, en dinge gaan nie elke keer gaan soos jy dit wil hê nie, want wat wil Satan daardeur bereik? Hy wil jou in ongeloof en twyfel bring, en wat hy wil doen, hy wil jou ewige saligheid kom wegsteek, hy wil vir jou wys, jy mors jou tyd om dit te bid, en vir God te vertrou, om jou te bewaar, te beskerm, en dit sal nooit gebeur nie, ja, ek het die voertuig gevat, dit kos ou 'n paar rand later, maar die voertuig is reg, en God sit ons in 'n posisie, en natuurlik eis ek elke sent wat Satan van my kom steel, het eis ek terug in Jesus Christus se naam, maar ek bring dit onder julle aandag, sodat julle vandag kan besef en weet, ek praat nie altyd oor my persoonlike lewens nie, en dit is belangrik, die Here laat dit toe, sodat jy vandag kan hoor aan die ander kant, ons is nie gevrywaar, ons gaan ook, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld, en die God van hierdie wêreld, Satan, is met 'n mission besig, en soos hy geestelike aanval, so werk hy deur mense, en baie van daai skelms wat jou selfone steel, of wat in jou karre inbreek, en wat jou kom en vrug, daai mense is goed in wat hulle doen, want die gees van Satan is in hulle, verstaan jy, wat sê die woord in Johannes 10:10, die dief kom met steel, slag en uitroei, dis die karaktereienskappe van Satan in 'n persoon, hy's 'n dief, hy's 'n leienaar,
aan, hy's 'n moordenaar. Daar is die 3 karaktereienskappe. So sal jy hom identifiseer deur dit wat deur hom manifesteer. En dis dit, ons loof en prys God en ons is dankbaar vir die Here wat hy ons in 'n posisie sit om weer eens beter daaruit te stap, wat hy ons voertuig reggemaak het, vir my 'n nuwe selfoon gee het. En so staan ons sterke geloof en so kry ons ook die deurbraak en oorwinnings. En dis hoekom die Here my dit met julle laat deel, sodat julle verstaan. Ons almal gaan daar deur. Die Bybel ook, as ons kyk na die Bybel, wat leer die Bybel ons van beproewings en verdrukking? God se apostels, sy disippels is self hel deur vir die koninkryk van God. Johannes die Doper se kop is afgekap. Jesus is teen 'n kruis vasgekap. Stefanus is gestenig, met klippe doodgegooi. Jakobus is met die swaard doodgemaak. En selfs as jy Simon Petrus en Paulus se boodskappe, se lewenswyse deur die Bybel saam met hulle stap en wandel, dan sy sien, daai mense is absolute hel deur vir die koninkryk van God. Dit was nie maanskyn en roos in hulle lewe nie. En so sal ons ook, wat ons self Christenkinder van God, direkte verteenwoordiger van sy koninkryk, erfgename, nakommelinge van Jesus Christus, so sal ons ook die beproewings en verdrukking en aanvalle gaan. Maar die woord sê, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat vir hom lief is en volgens sy besluit geroep is. Hy maak jou altyd, hy bring jou baie groter en sterker uit daai vuur uit, as wat jy daar ingestap het. Hy gaan saam met jou deur daai vuur, en hy ondersteun en hy maak jou hand sterk. En al wat hy van jou verwag is geloof en te konstante bid van dit wat jy identifiseer rondom jou en om te loof, eer en te prys in goeie en slegte tye. Dan baie belangrik, nog iets wat die Here baie sterk op my hart gelê het, is die opregte bedoelings tydens Paasnaweek. My liewe broer en suster, die Bybel sê ondersoek jou hart. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Jy kan dag en nag in die kerk sit. Jy kan dag en nag vir die Here sing en dans. Jy kan vir hom bid, jy kan vas, jy kan jouself trommeldik eet en drink aan die nagmaal. As jou hart nie opreg is nie, mors jy jou tyd. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? God ken die diepste, donkerste geheime van elke persoon se hart. Toets die woord met die woord. Jy moet kan luister na die stem van die Heilige Gees. God weet of jou hart reg is of nie. Voor jy daai nagmaal gebruik, ondersoek jou hart. Jy moet self ondersoek kan doen. Jy moet self terug gaan tekenbord toe. Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? En dien jy jou eie kop volg, is jy jou eie grootste vyand hier buite. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy is dan niks anders as 'n hypocriet, 'n skynheilige wolf in skaapklere nie. Daar staan geskrywe, hoor wat sê die Here, wat druk op my hart, maak op jou oor, ek is amper klaar, spit jou ore, luister na die woord. Matteus 5:23 tot 24. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer of jou suster iets teen jou het, dan staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eer vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Luister mooi, ek gaan nou vir julle verduidelik hierso wat die Here op my hart druk. Matteus 18 vers 15 tot 17. As jou broer verkeerd opgetree teen jou of jou suster, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden, as 'n tollenaar behandel. Luister mooi wat ek vandag vir jou kan sê. Jy moet na jou lewe ondersoek. As jy foute gemaak het, as jy skering veroorsaak het, as jy verkrag het of iemand besteel het, as jy verantwoordelik is vir kontak en verdeeldheid in twis en families, is dit jou werk om jouself te ondersoek. En as jy jouself ondersoek het en jy kan met die Here staan vir bevestig in jou gees en jou hart by die stem van die Here dat jy onskuldig is, dat die Here niks van jou verwag het, dat jy absoluut vrylik kan aanbeweeg en daai nagmaal kan beweeg, en so be it, dan beweeg jy daai kanale. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy dit nie kan doen nie, jy kan dit nie toets nie, jy kan nie tekenbord, jy kan nie seker maak by die Here nie, kan jy as
jouself onskuldig probeer inkleer, maar as die Here weet, maar jy is skuldig, as die Here weet, jy het soos 'n dwaas gepraat en opgetree, as die Here weet, jy het skeiding en dood en verdeeldheid, en jy het mense seer gemaak, jy het op ander mense getrap, en jy het die skeiding gebring, kan ek vandag vir jou sê, jy gaan daai nagmaal kelkie en daai brood eet, kom ek vertel jou iets, jy bring 'n oordeel oor jouself. Dis wat belangrik is, jy sien, daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jou eie ek. En dit gaan nie oor jou opinie of my opinie of oor enige ander persoon se opinie, alles gaan oor God se opinie. 2 Korintiërs 6:7, jou wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Nie die wil van jou eie ek of die wil van ander mense of die wil van Satan nie, maar die wil van God. En al hoe jy weet, jy is geregtig om daai nagmaal te gebruik, is wanneer jou hart reg is, wat jy jouself ondersoek het, wat jy reg gemaak het met mense wat jou skade gemaak het, wat jou seer gemaak het in jou lewe. Maar kom ek vertel jou iets, jy kan in die kerk slaap, jy kan daar bly, jy kan daar intrek, jy kan Here, Here skree, en die hele wêreld moet jou prys en worship. Kom ek vertel jou iets, as jy ander mense, die woord sê, Matteus 6 vers 14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So maklik soos dit. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil bitterlik graag vergewe word vir al my swakhede en foute, want niemand is goed, daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar jy moet daai verantwoordelikheid kan vat. Jy kan daar in die kerk sit, en jy kan die Here vra om verskoning vir al jou sondes en al daai pragtige goed. As jy nie by die wortelprobleem in jou lewe kom, jy mors jou tyd, jy kan maar nagmaal gebruik, jy kan daar sit, jy kan vir almal vertel wat 'n groot Christen jou is. As jy met my paai kry, gaan ek jou in die oë kyk en sê, jy mors jou tyd. Die Here sê, as jy daai persoon nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Maak nie saak wat daai persoon in jou lewe gedoen het nie. As jy dit nie verstaan jy nie Christen geloof, verstaan jy nie wat Jesus aan die kruis vir ons almal kom doen het nie. En dis hoekom, dit gaan nie oor jou opinie nie, jou eie ek. Daar's net een wat jou kan vashou om enigstens vergifnis te vra, of verantwoordelikheid te vat vir die skade wat jy gemaak het. En weet jy wat is dit? Hoogmoed, eie ek en trots. Hoogmoed, dit is dit wat dit blok. En dan wil ek ook vandag sê, as jy hierdie naweek of op Paasnaweek nagmaal gebruik het, en jy weet vir 'n feit in jou gees en jou hart het God vir jou gesê, jy is reg, jy is onskuldig, jou saak is reg met my, gebruik daai nagmaal, doen dit dan met danksegging. As jy daai nagmaal kelkie gedrink het, en jy weet vir 'n feit, dis jou eie keuse, dis jou eie besluit, jy het God nie deel gemaak daai besluit nie, en dat jy self weet in jou hart, dat jy is verantwoordelik vir baie skade wat jy agtergelaat het, mense seer gemaak het, jou eie kop gevolg het, God nie deel gemaak het van jou besluit, wil ek vandag vir jou sê, het jy 'n oordeel oor jouself gebring. En elke van ons moet verantwoordelikheid vat. Jy sien, partykeer praat ek hard en duidelik, eet dan die vis, en spoeg die graat uit, maar dit gaan oor die boodskap wat uit my hart uitkom. Baie belangrik, hoor die woord van die Here. As dit kom by vergifnis, Matteus 6, 14-15, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So jy spyt eintlik jouself, want jy kan nie heel kom nie, jy kan nie vergeef, jy kan nie loskom van die kettinge wat om jou voete gedraai is. En baie belangrik, as jy 'n vrou verkrag is, kan jy mos nou nie verwag dat die vrou na jou toe kom en vir jou sê, ek is verskriklik jammer dat jy my verkrag het, die vergewe my daarvoor nie, dis jou plig. Jy kan nie soos 'n dwaas redeneer nie. Jy moet verantwoordelikheid kan vat. Jy moet kan kyk vir jouself, en as jy in jou hart voel, jy is 100% reg, dan galop jy met jou bus sonder briek en jy geniet jouself. Maar ek kan vandag vir jou sê, daar waar jy nagmaal gebruik, ewe skynheilig daar sit wat almal jou prys en worship, en eintlik as jy vals binne jou hart, is jy so daai skrifwoord wat die Here sê, jy is soos wit gepleisterde grafte. Buitekant lyk jy heilig, skoon en wit, maar daar diep binne, dis daar waar die doodsbene lê, dis daar waar Satan manifesteer, wat jy eintlik 'n hipokrite skynheilige wolf in skaapklere is. Dit is hoe jy lyk, geestelik, as God deur sy oë na jou kyk, as jy skynheilig en jy bring die Here se naam in oneer, jy maak skade. Dan gee die Here nog 'n skrif, Matteus 18 vers 21-35, ek lees dit gou vir julle. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet
ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop, en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal hier alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaars jammer gekry het en soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my Vader in die hemel, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Jy sien my liewe broer, suster, dit is waar selfondersoek kom, voordat jy nagmaal gebruik, verstaan jy, want dan sit jy die eie ek moet een kan, want die Here sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, Johannes 3:30, jy moet minder word, God moet meer word deur jou, so baie belangrik, die eie ek speel nie 'n rol hier nie, jy moet jouself uit jou skoene uit kan haal, en jy moet die spore van Jesus Christus kan trap, en jy moet daai Bybel kan uitleef. Jesus het ook vir ons geleer, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, win die kwaad met die goeie met die liefde. Moenie 'n ander mens doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir geld. Moenie reg in eie hande neem nie. Moenie kwaad vir geld. As jou vyand honger is, gee hom iets om te drink. As hy dors is, gee hom iets om te eet. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Hoekom? Omdat die ware vyand in gees is en nie in vlees nie. Verstaan my punt baie mooi. En dis hoekom Matteus 25 op die einde van die dag, waar die kaf geskei word, die bokke en die skape geskei word, waar die Here sê, weet jy wat, ek was honger, toe bring jy vir my kos. Weet jy wat, ek was dors, toe gee jy vir my water. Ek was in die tronk, jy het my kom besoek. Ek het die klere gehad, jy het vir my klere gegee. Dan gaan jy vir die Here sê, maar Here, waar het ek dit gedoen? Sê die Here, terwyl jy dit, solank jy dit vir jou broer doen, vir jou suster doen, het jy dit ook vir my gedoen. Verstaan my punt, nee, oorwin die kwaad met die goeie met die liefde. Dit wat die woord van God ons leer. Maar jy moet kan verantwoordelikheid vat. Jy sien my liewe broer en suster, as ek jou besteed het, of ek het jou dogter verkrag, of ek het jou boetie vermoor, of ek het jou ingedoen met geld en met besigheid, is dit my verantwoordelikheid as ek self ondersoek doen, om na jou toe te kom en te sê, hier is ek is skuldig, ek is 'n swakkeling, ek is 'n sondaar, nietig en klein, asseblief vergewe my. Verstaan my punt, nee, jy moet die verantwoordelikheid neem, en as daai persoon wat die ontvangkant was van al daai skare, as hy jou nie wil vergewe, hy of sy jou nie wil vergewe, is dit hulle probleem, hulle gaan voor God staan en hulle gaan met ketting vir die res van hulle lewens rondloop, maar ten minste is jy verlos en vry. Dit gaan oor om verantwoordelikheid te vat. Ons kan nie sit in kerk speel, koffie drink en koeksusters eet, en die Here sal hom in oneer bring nie. Daar's baie oë op my, daar's baie oë op jou, en jy moet op die einde van die dag die verantwoordelikheid kan vat, kan kyk na jouself, kan kyk wat na jou kant toe gekom het, want dit is nie lekker om pak slaag te kry. Dit is nie lekker as iemand jou op die vingerstuk of op jou tone trap, maar partykeer het jy dit nodig. Verstaan my punt mooi, liefde is nie altyd om te ja en amen, mekaar met blindheid te bedien nie, maar om partykeer hard en duidelik te kan spreek. Dis ook my werk, Esegiel 3 vers 18 tot 21, Jeremia 1 vers 17, 1 Timoteus 5:20, die skrifte is baie hard en duidelik, dis ons werk om te praat of mense luister of nie. So baie belangrik,
Met haat in jou hart sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Kort en kragtig. Galasiërs 5 vers 19 tot 21 druk die Here baie sterk op my hart. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al daai dergelike dinge. Luister mooi wat die Here sê. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. So jy dobbel met jou eie saligheid hemel toe. Jy maak die lewe vir jouself moeilik, as jy ewe skyn heilig daar van die wyn drink, en van die brood eet, en jy weet jou hart is nie opreg nie, jy weet jou hart is nie goed nie, en as jy sê, man, my hart is goed, dan gaan ek vir jou sê, dan moet jy dit stawig bevestig met die stem van die Heilige Gees. Jy sien, die een liggaam van Christus, is 'n geestelike liggaam en die gees is realim. En God se stem, die stem van die Heilige Gees, praat nie uit twee monde uit. Jy verstaan jy, as God vir my iets wys, en hy wys vir jou iets anders, te beteken iets van twee dinge, of ek en jy luister na die regte stem nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie, so maklik soos dit. So op 'n einde van die dag, een van ons is vals, op 'n einde van die dag, en die Here kan judge en oordeel, want volgens Hebreërs 10 vers 30-31 is hy die een wat die scepter swaai. Hy vergeld, hy tug, hy straf en hy oordeel en hy weet wie skyn heilig en agterbaks en wie sy naam in oneer bring en wat skade maak in die Christen geloof. Al wat jou kan terughou om verantwoordelikheid te vat, om vergifnis te vra en vorentoe te kyk, is trots en hoogmoed. As jy die een is wat verkeerd is, moet jy verantwoordelikheid op jouself kan neem om die ys te breek. Nie die een wat deur jou dwaase besluit en optredes geraak is nie. Jesus is jou rolmodel, doen presies wat hy sou gedoen het. Jou opinie, my opinie, Satan se opinie, tel glad nie. Alles gaan oor God se opinie. Dit is hier waar die stem van die Heilige Gees 'n kritieke rol speel. God sal nooit van jou verwag om verskoning te vra vir iets waaraan jy geen deel aan gehad het nie. Hy sit op die troonstoel, hy sien en hoor en weet alles, niks is vir hom verborge nie. Snaaks genoeg toe ek hierdie boodskap bring, het die Here een sterk skrif op my hart kom lê, en dit is Psalms 68 vers 22, ek lees dit uit die 83 vertaling. God verpletter die kop van sy vyande, die kop van die wat in hulle sonde volhard. En dis absoluut die waarheid. Jy kan jouself weer direkte verteenwoordiger van God se koninkryk bestempel, en almal moet sien wat 'n groot Christen kind van God jy is. Maar jy kan nie mense vergewe nie, en jy kan nie die geestelike aspek van ons geloof raak sien nie, en jy kan ook nie vir Satan sien, die ware vyand vir wie en wat hy werklik is, en hoe hy geestelik kan aanval, en geestelik deur mense kan aanval nie. Dan sit jy met 'n wortelprobleem in jou lewe, 'n geestelike wortelprobleem. Dit help nie, jy sien ons moet by die wortels uitkom, dit help nie, jy snoei die takke en pluk die blare van die probleme nie. Jy moet by die wortel kan uitkom, jy moet kan verstaan dat Satan mense kan misbruik as vestings, om al sy vuil werk te doen. Romeine 27, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, is dit nie meer jy wat dit doen nie, maar die sonde in jou wat dit deur jou doen. En dit is waar moord en verkrachting en hoe kan ek sê, betasting en molestasie en aanranding en vervloeking en verdrukking en al die goeters plaasvind. Dit is Satan wat deur mense manifesteer om te verkrag en aan te val en te misbruik en te besteel en al die tipe. En jy moet dit kan verstaan, veral as jy jouself 'n Christen noem, veral as jy vir almal wil vertel jy gaan hemel toe, veral as jy daar binne die kerkbanke sit en jou wyntjie drink en jou broodjie eet, jou nagmaal gebruik, dan moet jy kan weet waar die tekkie die teer tref, anders het die sout in jou laf geword, en is jy besig om jou tyd te mors, en is jy ook outomaties besig om die Here se naam in oneer te bring. En dis maar wat op my hart gelê word, wat ek graag met julle wil deel. Ek het 'n bietjie langer gepraat as wat ek moet, maar ek wil kort en kragtig net vandag vir julle wys. Ons gaan ook deur beproewings en verdrukking, en ons het dit ook soms moeilik, en ons het ook soms uitdagings, maar dit gaan oor die opregtheid, om die Here met 'n opregte hart te aanbid, en nie met mond en met hart. Dit is verskriklik belangrik,
Want as jy dit nie doen nie, as jy nie die Here deel maak van daai besluit nie, bring jy oordeel oor jouself. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32. En dis hoekom daar soveel sieklik is en swak is en mense sterf tussen ons, omdat hulle harte nie reg ondersoek het nie. My liewe broer, suster, is 'n lang woord, maar is 'n kragtige woord. Dit is belangrik dat julle luister wat die Here op my hart kom lê en dat julle self ondersoek doen, tekenbord toe gaan en gaan kyk na jouself. En jy weet, dis belangrik dat jy in jou hart vrede vind en dat jy op die einde van die dag vir die Here in die oë kan kyk en verantwoordelikheid vat, want as jy verkeerd is, het jy soveel om te verloor en skade wat gemaak is en natuurlik gaan jy op die einde van die dag pa staan en vir jou verantwoordelikheid. Dis hoekom dit belangrik is dat elke van ons, gaan nie oor jou opinie, het gaan ook oor my opinie, gaan ook oor Satan, alles gaan oor God se opinie. Ek sluit af met Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. En dis ook dit belangrik is om die Here deel te maak van al jou keuses en besluite. Mag die Here se seën oor hierdie woord wees. Mag sy beskerming oor elke saadkorrel getuig. En mag die Here ons versterk, kunsmis en water gooi op hierdie saad wat so pas in jou hart geval het. En mag die Here jou terugbring op die vlak waar die Here jou kan gebruik, waar jy as ligdraer van sy koninkryk 'n goeie verteenwoordiger kan wees. En mag die Here daardeur verheerlik word. Ons prys die Here. Ek eer ook die Here vir hierdie woord wat hy deur my spreek het. Aan hom kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare. Ons gesels gou weer. Shalom, vrede van ons almagtige God word vir almal toegewens. Ons gesels gou weer. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning. Amen.